Welkom by die Reine Wynheid. Vandag vier ons een van Suid-Afrika se grootste toeristebestemmings, die Stellenbosch wynroete, vanjaar 55 jaar oud. En jy sal nie glo wat alles moes gebeur vir die wynroete om te bestaan nie. Van kinders wat plakate langs die pad moes vashou want hulle het nie borde toegelaat in daai tyd nie. Dit is 'n interessante gesprek. Jy wil dit nie misloop nie. In die ateljee het ons vir Frans K. Smit van Spier, Johan Melan van Simonsig en Victor Sperling van Dallheim. Ek noem van hulle die prinse van wyn in Suid-Afrika, hulle ouers die betrokke en voorgangers by die stigting van die Stellenbosch wynroete. Elmarie Rabbe, bestuurder van die roete, kuier ook saam met ons in die ateljee en gee vir ons 'n bietjie perspektief van hoe die roete vandag funksioneer. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Jare gelede het ek nogal baie probeer doen om meer omgewingsvriendelik as verbruiker op te tree. En ek het hier en daar organiese wyne geproe op 'n stadium, praat van lank terug, né? Dis baie lank terug, toe organiese wyne nou vir die eerste keer bietjie meer gesien word op die rakke. Ek het nie wyd geproe nie, maar ek het 'n paar geproe en regtig nie fantasties gewees nie. En toe proe ek hierdie een. Daar's natuurlik vandag wonderlike organiese wyne, maar die Ladybird is ook vir my so 'n mooi storie. En die rooi wyn van die Ladybird het ek nou al vir jare geniet. Ek het oor die naweek weer daarvan gedrink en verstaan vandag hoekom ek dit vir so lank gedrink het. Ek dink dit was my sogenaamde go-to wyn vir 'n lang tyd. Nou, Ladybird, daai wyn is deel van Laibach. Laibach is oorgeneem deur Kanonkop en toe het hulle Ladybird Vineyards onlangs gestig en dit is waaronder daardie etiket nou val. En die Ladybird, short diep, dink aan robijnrooi met 'n bietjie granaat, 'n klassieke versnit van edelvariteite en dit is daar by die Droëland Lae-opbrengs organiese wingerde in Stellenbosch. Jy kan bietjie meer gaan lees op hulle webblad. Daar's natuurlik swart bessie, braambessie, swart pruim. Jy kan nou vir jouself indink wat 'n geure jy daar kry, selfs 'n bietjie sigaar wat jy daarin kan kry. Vol rond sagte tannine en 'n komplekse struktuur. Ek verstaan toe ek dit nou oor die naweek drink vir die eerste keer, ek dink in 'n jaar, toe besef ek verstaan nou hoekom ek dit so baie gekoop het. Groot ondersteuner daarvan en as organiese wyn is dit natuurlik ook gesertifiseer by Sustainable Wine South Africa. En ek wil ook net sê, vir my, baie gepas vir die beursie. Gaan kyk gerus, alles is daar vir jou beskikbaar, maar die Ladybird, daar is ook 'n baie mooi storie oor hoekom dit die Ladybird genoem is. Die storie lui, die Ladybird, die pragtige naam in Afrikaans, Liewenheersbesie. Dit is vir my so 'n mooi naam. Die Ladybird word as 'n natuurlike plaagdoder in die wingerde ingestuur, so dit is waar die naam, die Ladybird, vandaan kom. Hulle is natuurlike vyande van die witluis, wat wingerde beskadig en virusse versprei. En ek is tot vandag mal oor daai storie. Ek wil dit royalty noem, want dit is eintlik letterlik die geval. So die koninklikes van die Stellenbosch wynroete is hier, die prinse en 'n paar konings ook so tussendeur en die koningin wat hier is van die Stellenbosch wynroete. Ons vier 55 jaar mense van die Stellenbosch wynroete. Gesondheid eerstens in die program. Baie dankie weer eens vir julle harde werk oor die jare. Gesondheid. En ek het hier 'n koppie want ek het 'n min glase saamgebring, so ek vra om verskoning vir my gaste daarvoor in die ateljee. Stellenbosch wynroete 55 jaar het gevier word. Kom ons begin dan nou sommer ook by die Simonsig, die Kaapse Vonkel, want Johan Melan, wat natuurlik van Simonsig is, sê toe nou juist die Kaapse Vonkel, is ook 55 jaar. 'n Wonderlike viering, dit is waarmee ons begin met ons proe in die ateljee. Saam met ons dan nou ook verder, Frans K. Smit, ons het nou uitgevind, dis Klint, dis waarvoor dit staan, van Spier en natuurlik Frans K. Smit wyne. En dan ook het ons vir Victor Sperling in die ateljee van Dallheim. Jou suster, lyk dit my, sit vas in Parys. Ek dog is Duitsland. Maar dit is heerlik om julle hier te hê. En dan, soos ek sê, die koningin Elmarie Rabbe, die bestuurder van Stellenbosch wynroete wat hier is. Een van die grootste toeriste aantreklikhede in Suid-Afrika en 200 wynplase wat so verteenwoordig word. Dis net 'n fenominale doelwit wat julle bereik hier met 55 jaar in hierdie jaar. 1971 is dit gestig en ons gaan 'n interessante storie gou hoor
hoor van Johan wat dit vir ons gaan vertel, want dit is sy pa en Victor se pa wat so saamgewerk het met Neil Joubert wat toe by Spier was om hierdie hele storie te begin nadat hulle so 'n bietjie in Frankryk gaan kuier het. Ek wil net eerstens hoor, wanneer laas was julle op 'n wyntoer? Gaan julle as wynmakers nog op wyntoere enigstens, Victor? Ek was laasweek in Duitsland vir 'n hele week. Okay. My lewer sukkel nou nog. Wat het jy daar geproe in Duitsland? Wat lekker was? Ek en 'n vriend het 25 jaar terug begin om 'n wyn saam te maak. Ons het mekaar as studente geleer ken. 32 jaar terug toe ek in Duitsland gewerk het. En toe begin ons 'n wyn saam maak. Toe is dit hierdie jaar die 25ste jaar wat ons die wyn saam maak en toe het dit Friends and Trends aand gedoen. En ons soos dit is 'n storie en deesdae verkoop 'n wyn baie makliker as jy storie het, so ek moes oorgaan om my storie te gaan verkoop en vertel. Achim van Arnhem wat oorlede sê a wine that does not have a story is not a wine worth drinking. Maar ons ook 'n bietjie gaan werk om wyn te verkoop en toe sit ek ook in 'n sneeustorm vas. O, jette. So my suster sit nou in Parys en is so 'n sneeustorm vas. Jene, Nora, ons mis jou. Ek bly om hier by jou te Ons mis jou hierso. Gesondheid. Ons gaan nou 'n bietjie gesels juis oor Delheim se invloed op die wynroetes. Die eerste plaas wat 'n kaasbord neergesit het vir hulle gaste om wyn te proe. Ons sê dankie daarvoor. Dit wys net hoe die landskap verander het en ek dink ook nie al die lieflike restaurante sou bestaan het as dit nie was vir die wynroete nie. Ons gaan daaroor gesels. Johan, wanneer laas was jy op 'n wyntoer? Gaan jy op wyntoer? Ja, ek was verlede jaar ook in Duitsland, maar dit was meer om wyn te verkoop. Ek was in 23 in Champagne gewees, wat een van my gunsteling streke is natuurlik. Daar's altyd 'n groot skou vir toerusting wat oor champagne en vonkelwyn was. So ja, mense gaan maar gereeld wanneer dit kombineer baie keer ook met die skoue waar jy gaan wyn tentoonstel om 'n bietjie by die mark uit te kom. So dit bly maar altyd baie naby aan 'n mens geaardheid en jou voorkeur. Frans, waar het jy onlangs gaan proe? Ek was laasweek gou vir maandag en dinsdag by Wine Paris gewees. Dit is die eerste keer wat ek daar was. Om te sien, dis die nuwe hype vir 'n wynskou, vir internasionale wynskou. Natuurlik in 23 het ek in die round gaan travel saam met my buddies rondom die rugby, jy weet, so dit is net seker maak ons kry kultureel en sport in. So ja. Ek dink is deesdae iets wat minder gedoen word en is iets wat ek baie aanmoedig vir my mense, want ons is deesdae so gedrewe om net besigheid te doen, dat ons nie noodwendig altyd tyd maak om 2 weke op 'n trip te gaan, om te gaan net gaan wyn proe, sien wat is nie in die wêreld, om net om connections te maak. Ja. Wel, daai koneksies het gelei tot die Stellenbosch wynroete. Vertel vir ons daai storie asseblief, Johan, en hoe ons vandag hierdie pragtige ervaring kan hê in Stellenbosch en omstreke, wil ek eintlik sê. Ja, Marlies, die vorige wat ek gehad het was in 1978, was ek toe eerste jaar by Stellenbosch en besig om te leer om 'n wynmaker te word. My pa het toe vir my en my broer oor see en ons is toe na die verskillende wynstreke en met hom as 'n gids was dit natuurlik ekstra interessant en baie besig, maar ek kan baie spesifiek onthou in Bourgondië waar hulle beroemde Pinot Noirs en Chardonnay maak, het hy vir ons in 'n paadjie opgevat en spesifieke bordjie gaan wys in die dorpie se naam is Moray-Saint-Denis en daar het gestaan Route du Vin en hy het nog vir my gesê toe hy die bord sien. En toe was Neil Joubert en sy vrou Tannie Bonte en my ma Liza was saam in die kar en hy sê net daar het hy vir Neil Joubert gesê, maar hoekom begin ons nie dit in Stellenbosch nie? En dit was eintlik waar sal ek maar sê, die vader van die gedagte ontstaan het en toe hulle terugkom het hulle beginne gesels en natuurlik Spot Sperling was my pa se groot vriend en natuurlik mede-produsent en jy moet onthou in daai tyd was daar omtrent 5 landgoedere in Stellenbosch wat hulle eie wyn gebottel het. Miskien in 71 was dit al miskien 6 of 7. Sure. So dit was 'n totaal ongewone situasie vir 'n privaat wynboer om sy eie etiket te hê. So van dit het baie dinge ontwikkel. So hulle was die 3-manskap wat eintlik die gedagte tot uitvoering gebring het. Ek dink
Victor en Frans kan verder uitbrei op wat dit alles behels so daarna, maar dit was swaalf die geboorte van 'n idee, die eerste wynroete in Suid-Afrika. Dit is my baie mooi hoe dinge ook ontwikkel het. Ek meen ek spier dit nou so absoluut met konsepte en alles wat jy daar kan ervaar uit sy nate gebars. Ek noem dit deesdae bestemmingsplase. Jy weet waar jy gaan en daar is 'n miljoen goed om te gaan doen. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels en julle lieflike nuwe pad en die infrastruktuur wat gebou word juis gebaseer op baie van hierdie plase en die werk wat dit skep en die toerisme wat dit bring. Maar ek wil nou hoor, so sy naam is Michael Hans Spatsperling, 2017 oorlede, né? Victor, as ek nou die datum daar reg het. Dit moet dan hy was 'n grootse persoonlikheid. Ek weet nie of ek hom ooit ontmoet het nie, moet ek eerlik sê. Ek dink ek was een keer op die plaas om saam met Nora te gaan sampioene uithaal. En toe het ek in hulle kombuis 'n lekker risotto gaan eet wat sy vir ons gemaak het en so, maar ek kan nie onthou dat ek ooit jou pa ontmoet het nie. Ek is baie jammer daaroor. Maar hierdie Duitser wat Suid-Afrika toe gekom het en dinge regtig op sy kop gekeer het. So, hoe voel dit in die eerste plek om met hierdie nalatenskap te sit? Dit is natuurlik trots, maar dit is ook voetspore om in te volg. En sluit bietjie aan daar by Johan oor daai wynroete stigting en jy die eerste kaasbord. So baie om oor te gesels daar by Tellheim. Ja, maar dit is nie onverwags dat sy naam of sy nickname was die moeilike Duitser nie. En ja, hy het gestaan vir wat hy geglo het wat reg is. En hy het ook gedink en geweet dat daar moet iets meer in die wynbedryf gebeur as wat ons gehad het. En ek dink hy en hom Frans en oom Neel het seker goed gedeel. Ek onthou my pa het hierdie gewoonte gehad van hy het in sy kar geklim en dan was hy die middag weg. As ons weer aan het by oom Frans se dop gaan drink, dan was hy by oom Stevie, dan was hy by oom die en dan was dit so en dan het hy die manne se koppe gaan luister waaroor almal praat. So uiteindelik sy eie wynroete gevolg daar. So jy weet, ja, so in daai proe. Op sy eie manier, ja. So ja, hy was, ek dink aan die einde van die dag, hy was soos Johan sê dat hy het gesê hy moes altyd die werk doen en hulle die visie gehad. En ek onthou dit nog baie goed. In die begin van die wynroete, daar was nie reëls of wette wat hierdie goed toegelaat het nie, dat jy borde kan opsit langs nasionale paaie of dat jy 'n restaurant kan hê op 'n wynplaas nie. En een van die dinge wat baie moeilik was my pa wou borde langs die paaie sit om te sê hier moet jy afdraai na Morati en Tellheim toe, want as jy op die R44 ry het en daai dae was dit 'n baie kleiner paadjie. Jy het nie Google Maps gehad nie. So Mr. Google kon nie vir jou gesê het waar jy moet ry nie. Ja. En jy moes 'n kaart by jou gehad het, maar op die kaart was hulle gesê mag jy net nommers sit. So jy mag nie 'n plaas se naam opgesit het nie. Jy kon 'n nommer opsit, maar jy mag nie plaas se naam. Toe hy besluit wel hy gaan na die minister van transport optel in die Kaap en hy gaan vir hulle in 'n kar sit en hy gaan vir hulle wys nou hoe moeilik dit is om 'n plaas te vind met 'n nommer. En dis hoe ver hy gegaan het om te probeer om die ministers daai te oortuig dat hierdie ding gaan nie maklik wees as jy net 'n nommer opsit langs die pad nie. Hulle het nie ingegee nie en ek en my suster moes in die vakansies, ons mag toe nog nie wyn bedien het nie, so wat my pa dan vir ons gesê het, hy gee vir ons 'n bord met 'n naam op Tellheim, 'n pyl en dan moet ek en sy onder by die pad gaan staan op die R44 en dan moet ons na die bord ophou. As ons sien die polisie kom of so, dan moet ons vinnig die bord neersit en weghardloop. Nou, ons was seker jong genoeg dat hulle nou se kom toesluit nie, maar ek onthou dit baie goed toe ek en my suster langs die pad ondergesit het, die Tellheim bord, want my pa was vasbeslote dat daar's geen ander manier 'n kar gaan hy afdraai as daar nie Tellheim staan nie. Het dit op die ou end verander darm? Ja, ons was, my pa het geglo die enigste tyd wat ons regtig kon geld maak as jy wyn wou verkoop het, was in die vakansies. Wanneer die hele Transvaal en almal daai tyd hier onder was en hulle het nie duisdags spaar om die draai gehad of 'n tops waar jy 'n landgoed wyn kon inkoop nie. Die enigste manier hoe jy het gekry het is jy in die Kaap kom vakansie en jou venterwandjie was nou leeg en hy moet teruggaan en aflaai jou venterwandjie vol en dan gaan jy nou terug. En daai dae het ons nog by die spoorweeg gaan aflaai. En ek en my suster met mense gaan en ons die trok en ons by die goedse die wyn gaan aflaai en in spoorweeg trokke, maar dit het dan wat 2 weke gevat voor jy jou wyn gekry het. En vandag is dit met DHL is dit oornag het jy jou wyn. So die goedjies is al die goedjies wat mense vandag, as jy dit vir jou kinders vertel en vir jou kinders wys waar ons wyn afgelei het, dan lag hulle vir jou. Ja. En hulle kan dit nie glo nie dat dit actually so gebeur het nie. En dis dieselfde met die restaurant, toe die mense by ons, die wat Tellheim ken, ons sit bo teen die berg. So jy moet afdraai om daar te kom en dan is jy nou daar
it's the journey up there, en dan sit die ouens nou daar en kuier met my pa en proe die wyn en alles, en dan raak jy honger. Nou wat nou? En dan gaan haal jy gou 'n bord kaas en brood, en dan sit hulle en kuier hulle nog verder. Soos dit ek onthou, jou ma Vera het eintlik gedink aan die konsep. Ek het 5 jaar terug by haar onderhoud gaan doen. Met daai wynlegendes potgooi wat ek gedoen het. En met haar gaan gesels, so oor kan die huis, het sy mos nou haar afdeling met haar pragtige kuns en so aan. Ja. Mens dink nou, dis 'n eenvoudige ding, iemand het 'n kaasbord neergesit. Maar dit het die hele bedryf eintlik tot 'n mate verander, of hoe? Ja, so daar was weer eens, sy was dan geroep deur my pa en sê, kry gou vir ons 'n paar kaase en brood en goed, dis mense hier, hulle gaan wyn koop en ons moet mooi uitwees met hulle en hulle entertain en gemütlich sein, soos jy dit in Duits sê, en my ma was later dan 'n bietjie moeg van, heeltyd elke keer is, want dit was nooit regtig beplan. Ja. En toe sê sy vir my pa, nee, kom ons moet dit beter doen, kom ons kry 'n konsep in mekaar. En toe Otto Helmer, wat by ons was, ons wynmaker van die Vaats, sy vrou Ute het destyds gewerk by tandarts in die dorp, en toe sê hulle vir haar, maar hoekom begin jy nie 'n kaasbord ete, dat ons vir die mense iets kan aanbied nie, en toe ons het begin kyk daarna, toe sê hulle, maar daar's nie wetgewing wat sê dat jy 'n restaurant mag hê op 'n wynplaas nie. Hoe nou? Toe sê hulle, wel, dis nie toegelaat nie. Toe vind hulle uit, hulle kan met 'n hawkers license, kan jy kos bedien. Ja, wat is dit in Afrikaans eintlik? Ek weet nie wat 'n hawkers is. Smous. Ja. So as jy smous is, dan mag ons 'n kaasbord bedien. Ja. So, en toe het ons, toe dit begin, het Otto Helmer se vrou al die brood in haar huis gebak. Sy het 'n resepie gehad wat sy van Duitsland afgebring het van haar familie. En tot vandag toe het ons dieselfde resep nou nog vir die brood. So die restaurant het in 74 begin. En ons moes toe, ons restaurant wou toe sê, ja, maar jy moet in daai dae moes jy 'n wall-to-wall carpet insit, as jy 'n restaurant wou gehad het. Now imagine 'n wall-to-wall carpet en drank en kos en alles, dit is net 'n nagmerrie. So dis die goed wat hulle moes oorbrug het, ongelukkig. Ja. En toe die kaasbord begin. Elmer, jy wil byvoeg, en dan wil ek ook vir jou vra, hoe kry jy al die wynmakers om saam te werk? Jy weet, al die plase om nog steeds vandag in moderne tyd, waar baie van die mense geweldig ontwikkel het, en 'n mens wil so baie keer ook onafhanklik jou besluite neem, en tog moet jy gesamentlik die wynroete 'n sukses maak. Ja, so ek wil net byvoeg wat Victor gesê het, is dat daar moes ook teëls gewees het tot teen die dak, van die grond tot die dak. Dit is die environment waarin jy hierdie bedryf kon aan die gang kry. En dan die ander ding was, die eerste breinborde offisieel deur die Wes-Kaapse regering is dit eers in 1987 opgesit. Dit voel soos gister. En voor dit het mense in die eerste 15 jaar moes jy maar self probeer om die plekke te kry, maar die eerste breintoerismeborde is in 1987 geplant vir die wynroete. Daar's 'n mooi foto van die bord, die wynroetebord. Dis nie 'n padteken nie, maar is ten minste net by die ingang van elke plaas wat hulle geplant het. Ek dink dit was by Simonsig se hek, met die logo van die wynroete en 'n klomp mense wat daar staan, en toe is dit eers vir die eerste keer toegelaat dat jy 'n bord kon opsit, en Victor het genoem van dit was onwettig om borde op te sit, om aan te dui waar die plase is, want dit sou die padgebruikers se aandag aftrek en dan sou hulle ongelukke maak. En toe het hulle iemand van die Kaapse regering gekry, plaas toe gebring, en my pa het altyd gesê, hulle het vir hom vol Kaapse vonkel gevoer, en nog op pad Delheim toe sê, man, sit op die bloody borde. Ek weet glad nie waar ek is. Dis die perfekte, dink ek, oomblik om vir ons te vertel van die Kaapse vonkel. Is die eerste wyn wat ons proef. Volgende is die Frans K. Smit 2016 wat hy saamgebring het, wit, en dan ook die 21 Gables van Spier wat hy saamgebring het, Chenin Blanc, met opsie die 2016s gebring. Baie dankie, dis 'n groot voorreg. Ek kan nie wag om dit te proe nie, maar vertel vir ons van die Kaapse vonkel asseblief. Weereens ook 'n storie wat begin het in Europa, en my pa en ma het altyd gereis, en oom Neil Joubert en sy vrou Tannie Bontie was ook altyd deel van die reis, en ek dink dit was 'n baie ongewone ding. 1969 wat dink ek was hulle eerste toer, en toe weer in 70, en baie van die idees
wat hulle teruggebring het op die ou end 'n groot invloed gehad op die ontwikkeling van ons wynindustrie was regtig in sy baba skoene gewees, soos ek genoem het. Die eerste Simonsig is gebottel in 1968 en ek dink op daai stadium was daar net 4 ander wynplase in die Stellenbosch streek wat hulle eie etiket gehad het. Buitekant Stellenbosch dink ek was daar miskien Tenniskraal en Montpellier en Tilbag, dit was al. So dit was 'n radikale verandering. Mense, wynboere het kellers gehad, hulle het die wyn gemaak en dis in bulk verkoop aan die groothandelaars wat nou Stellenbosch boerewynmakerye, Distillers Koöperasie, KWV en so voort. Dit was al mense wat eintlik etikette gehad het. So dit was 'n hele nuwe vertakking van die bedryf wat natuurlik momentum gekry het oor die jare. En die eintlike gedagte agter die wynroete was net gemotiveer deur die feit hoe kry hulle wyn verkoop aan die publiek. So die idee van die wynroete was jy kan ry na die wynplaas en koop die wyn direk by die kelder. En dit was 'n totale nuwe konsep. So een van die goed wat ek kan onthou, aan die begin werd die wet ook gesê, mag jy 1 bottel aan 'n persoon verkoop. Jy moet 12 koop. Jy moet 'n kus van 12 koop. Nou, as jy nou dink, matige gebruik sê vir jou, koop liewer 12, maar jy mag 1 bottel koop. So dis eintlik totaal onlogies. Teenstrydig, ja. Maar op die ou end, kyk, al was 'n paar slenters wat ons kon trek om, jy vat 6 kopers en elkeen vat 2 bottels, want jy moet sy woonadres, alles moet amptelik aangeteken word, maar jy skryf een ou se naam op en dan sit jy maar die 12 bottels tot die kus vol is, so daar was maniere daar rondom. Dit was maar, die beginjare was geweldig moeilik geweest in die sin dat dit was so voor sy tyd eintlik. Die regulasies en die wetgewing het nog nie die tipe ding voorsiening gemaak daarvoor nie. Dit is Johan Malan wat so gesels, die Kaapse Vonkel, eerste Kap Klassiek in Suid-Afrika van Simonsig. Ons gaan volgende spier toe met 'n jong seun wat gebore is in Windhoek en groot geraak het in die Noord-Kaap. So waar het jou liefde vir wyn of jou belangstelling begin? Frans? Yes, Martelies, ek het groot geword in 'n klein dorpie met naam van Kakamas. Wel, ons het gedink is groot. Hulle het ons kanaalappe genoem daai tyd, jy weet, ons het omtrent almal het langs die kanaal gebly en dan dit was 'n swembad, daar was 'n swembad, dus was 'n dorpswembad in die kanaal. So ons is kanaalappe genoem. Ja, so ek het op drywe meer resyntjies en wyndrywe groot geword in my beginjare en later natuurlik tafeldrywe toe die Noord-Kaap baie bekend geraak het vir tafeldrywe. So ek het van 'n baie vroeë ouderdom, sê maar 14, het ek elke vakansie in 'n pakstoor gewerk, tafeldrywe gewerk en in die wintervakansies het ons gesnoei. Dit was deel van jou DNA gewees. En na my skoolloopbaan was dit nog die laaste jaar van weermag. So ons was 'n verpligte weermag. Ek het weermag toe gegaan en vrek baie van dit gehou. Die 3 jaar gebly daar. En Ek dink jy is die enigste persoon wat ek al mee gepraat het wat dit sê, maar ek is baie bly. Dat dit die geval was. Ek dink as jy 19 jaar oud word en jy gaan of 18 jaar en jy kry die wye wêreld is voor jou, dan miskien korter met jy ander insigte wat jy wil doen, jy weet, ek wou nie eers gaan swat nie, en toe het ek my offisierskursus gedoen en opgeëindig in Loatla in die Noord-Kaap, wat 'n pragtige plek is. En daar in die offisiersmenasie het ek rooiwyn geleer drink. Ons het natuurlik as kinders elke Sondag 'n glasie, ek weet nie of mens mag sê nie, maar ons het elke Sondag 'n glasie wyn gekry by my ouers by middagete. En dit was eintlik maar whatever in Noord-Kaap daai tyd was op Kakamas, Nouveau Blanc, is 'n semi-soet wit wyn, maar ek meen dis waar ons het gewoond gewees van wyn, dis nie 'n vreemde ding nie. Maar in Loatla het ek in die offisiersmenasie pinotage gedrink wat Beyers gemaak het, met 'n Loatla label op 'n private label. En eendag toe hardloop die offisiersmenasie uit wyn het, en dis waar ek die eerste keer spier gedrink het, as 'n offisier in die weermag. Nooit geweet ek gaan eindig by spier nie, en na my weermag daar, ons het toe onlustig doen, toe sê ek vir my ma, hierdie is nie wat ek gaan doen nie. Toe kom swat ek op Jassenburg, en ek dink natuurlik 'n progressie gewees in 1995 of 94 toe die nuwe regering aan bewind kom, was daar definitief meer werk as wynmakers gewees, jy weet. So ek het in my finale jaar het ek 'n tesis gedoen vir 'n kellerontwerp, en my lektor van die tyd
het daai konsep gebruik en dis die eerste ontstaan van die spierkeller, die moderne spierkeller van vandag, nie voor dit nie. Victor sê jy vir ons almal 'n bietjie van die Frans K. Smit skink en dan wil ek net gevindig hoor voordat jy vir ons vertel van die wyn, Frans. So het jou dissipline van die weermag enigstens vir jou gehelp met wyn maak? Het dit 'n effek gehad op jou werketiek en so aan of nie regtig nie? Was jy vry? Weet jy, Matelies, daai tyd in 95 het ons nie, daar was genoeg wynmakers, so meeste van ons het in posisies ingestap as 'n wynmaker sonder 'n senior wynmaker bo jou. Dit geweldig verantwoordelikheid van jou gevra, want jy moet, Jan Boland het altyd vir my gesê, solank jy net meer reg doen as jy verkeerd doen, dan gaan jy vorentoe, jy weet. So, as jy ten minste jou wingerde reguit plant en so aan, jy weet. So ek dink jou vraag oor die weermag, ek dink dissipline vir enige jong seun is verskriklik belangrik, jy weet. Ja, ek het die eerste keller gebou met geen wynmaak ondervinding nie en geleer om pype te lê, wat ek op die plaas ook gedoen het, verkoelingspype gelê en dit was die begin van my eerste oesjaar. jaar kellermeester Johan Jordaan het oorgeneem. Johan Jordaan nou weer onlangs in die ateljee gewees as die nommer 1 Chenin Blanc wynmaker in die wêreld. So dit was lekker om hom ook op die program te hê. Baie geluk daarmee, maar vertel vir ons van die wyn in ons glas asseblief. Ja, ek dink as 'n student en ek miskien die ander wynmakers kollegas kan sê, as jy as 'n student van iets gehou het, ek het toevallig Sauvignon Blanc gemaak op Elsenburg. En dit het 'n blywende indruk in my gelaat en ek het baie keer teruggegaan na Frankryk toe, die Loire, Bordeaux, Nieu-Seeland om te gaan proe Chili. Hoe lyk die ander wêreld se Sauvignon Blancs? En ek dink die suide van Bordeaux het 'n blywende indruk op my gelaat, die styl van wyn wat hulle daar maak. En in 2012 het ek toe my wynmaakspan gevat Bordeaux toe tot intens Bordeaux weer gaan rondry en opgeëindig in die Graafs en baie tyd daar spandeer. En toe ek terugkom te sê ek gaan 'n white Bordeaux styl maak wat so naas moontlik is aan daai tipe styl, jy weet. Julle is die professionele mense, ek is net 'n wyndrinker en stel belang in so, maar ek tel nou hierso weer bietjie van daai geblikte ertjies en so aan op wat ek baie lief vir is. Aspersie, daai tipe van styl en mense is so bietjie meer gewoond, ons het die hele Sauvignon Blanc SA amper in die ateljee gehad om te praat oor die verskillende style en die feit dat mense altyd net een tipe van Sauvignon Blanc verwag. En ek het so gelag ek was David Nieuwoud wat sê hy staan by sy tafeltjie met sy wyne om te proe, dis Januarie 2025 en 'n vrou kom na hom toe aangestap en gesê sy soek die Sauvignon Blanc van 2025, dit hulle nog nie eers klaar gepluk en daai tipe van dingetjie. So dit is die tipe van wanpersepsies wat mense het van Sauvignon Blanc. Dit moet vrugtig wees, lekker vars en daai tipe van ding en tog is daar soveel verskillende style. Ja, ek meen die verhoudingskarakters wat deurkom by wyn is van daai karakters wat jy nou genoem het, maar ek dink die meer belangrike ding vir my is ons kan ook hierdie style wyne maak wat verskriklik goed kan verouder. Jy is 100% reg. Ek dink daar is 'n groot wedywering wie stel die eerste Sauvignon Blanc vry is 1 Januarie of 2 Januarie van die volgende oesjaar, maar dan het jy 'n wyn soos hierdie wat presies 10 jaar oud is. Dis fantasties. Die wyn het 'n interessante storie. Geen kliënt het ooit hierdie wyn geproe in die wêreld, want omtrent 'n maand voor is dit vrygestel het ons baksoor afgebrand. So die hele oesjaar het afgebrand. So dit wat jy proe, drink ek alleen by die keller op of my wynmaakspan en of ons hier in die ateljee nou, jy weet, so Frans, wat 'n voorreg, dankie. Yes. So dis nou nêrens te koop nie. Ek kan nêrens die wyn koop nie. Ja. Jene mense, ek het bederf julle, dis verskriklike bederf. Almarie, net gevindig gesels oor, want ek wil juist kom by die verskillende style van plase. Jy weet, Delheim, dink ek wil nog steeds een van daai, so 'n bietjie grondpad hier en daar, tipe van intieme plase wees. Spier is weer in 'n rigting waar hulle, ek meen, soos ek vroeër gesê het, daar is soveel dinge daar in die gang. Jy kan gaan sit op die gras vir 'n piknik, jy kan gaan stap by hulle deli in. Daar is soveel verskillende tipe wyne ook, die blok 3, die blok 5 wat ons, jy weet, as jy nou regtig 'n paar wyne soek
dan gaan jy sommer op 'n aanlyn toepassing en bestel gou daar van die winkel om die draai. As jy nou regtig te lui is om winkel toe te gaan, dan gooi ek nou maar sulke wyne daarin. Simon se het ek ook gesê een van julle wyne is aangewys as een van die bestes tussen 80 en 100 rand, né, nou onlangs of iets soos dit. En dan sal weer tot by die 200 ook gewees. Waarde, ja. Die beste waarde vir geld. Sulke tipe kompetisies, ek weet nie, ek hou nie altyd by met wat aangaan nie, maar ja, ons het so 'n wye reeks dat ons probeer eintlik in al die verskillende pryssegmente teenwoordig te wees. En ek wil net gou vinnig sê, op die noot van Simon se, ons het op 'n stadium baie dae gaan uitsaai. Jare gelede het ons uitsendingsdag gehad en ek is Valentine's Day. Ja, dit was absolute Valentynsdag bestemming vir ons en ek besluit ek gaan nou my hardverdiende geld baie goeie Simon se, ek gaan na die tyd te proe doen en dan gaan ek nou vir my Grand Simon sig koop. Ek verdien nie regtig geld nie of baie geld nie en so, en dit is nou vir my 'n groot ding om hierdie 2 bottels wyn te koop. Dis 2 bottels rooiwyn, want ek het op daai stadium omtrent net rooiwyn gedrink. En ek kom by die huis en ek ry met hierdie 2 rooiwyne op my skoot so by die lippie by die huis in en daai boks gly van my skoot af en albei bottels breek. Ek het gehuil, ek amper gehuil daai dag, want dit was nou regtig die eerste keer wat jy nou besluit ek wil my palet nou ontwikkel, jy weet, en ek wil nou begin drink wat my vriende drink, want hulle is almal wynmakers of in die bedryf en hulle weet meer as ek. Dit was baie erg vir my gewees. Ek sal dit onmiddellik vir jou moet vervang. Nee, asseblief, nee, ons ondersteun. Maar julle is nou weer vir my Simon sig in die middel so half tussen die baie groot en die baie intiem. Elmarie, ek wil vir jou vra in terme van die ontwikkeling van plase, wat julle nodig het van plase, hoe baie plase aanbied byvoorbeeld, en dan wil ek later 'n bietjie praat oor die infrastruktuur. Ek meen as jy kyk na die pad daar by Spier verby, daai pad was in 'n toestand gewees. Hy's nou so lekker grand as jy daar verbykom. Ek het met Farmer Angus se onderhoud gaan doen oor my vryloop dokumentêr wat ek kan werk, maar vertel vir ons bietjie van daai aanbod en die feit dat dit goed is dat dit so ook verskil van mekaar. Ja, absoluut. En dit is wat die wynroete in 1971 begin het, is juist daai georganiseerde netwerk van plase wat mekaar aanvul. En dit het nou net so ontwikkel. Ek dink ek is baie gelukkig. Ons werk baie hard om waarde te ontsluit vir almal. En daar is definitief plek vir die groot plase wat soos 'n resort is en van die kleiner plekkies meer half die ontdekkingsplase, maar dit is en Morati se spinnerakke wat nog sit en so. Morati se spinnerak en Delham se spinnerakke. Ek moet nou net gou hierso segue. Eendag praat ek met iemand wat daar by Delham gewerk het. Sy het in die proelokaal begin werk. En in haar eerste dag of in haar eerste week wat sy daar is, toe besluit sy maar hierdie spinnerakke moet gaan en sy begin dit toe skoonmaak. Sy was amper net daar gefire. Die arme mens. Maar dit is al daai goed wat 'n mens kan aanbied, die diversiteit van aanbiedings, en dan is dit ook, dit is so belangrik deesdae dat 'n plaas meer as net 'n wynproe moet aanbied. Of dit nou 'n staproete is of perde wat jy kan gaan kyk of iets wat jy kan eet of iets wat jy saam met jou wynproe kan drink. Ons weet dat mense 'n baie klein persentasie van die mense rondom ons drink wyn. So as jy na 'n plek toe kan gaan en jy kan sjokolade en 'n wynproe saam doen. Dit maak nuwe audiences oop. Jy maak, want dit kos is daai brug wat mense aan wyn koppel en wat mense meer lus maak of om oop maak om met wyn te eksperimenteer. Ek moet net sê op 'n stadium was daar waaragtig te veel sjokolade en wynproe. Jene, en my probleem is ek is nie soetant nie. So die dag toe mense nou begin soutgoed aanbied, toe is ek nou nogal opgewonde daaroor, jy weet. Maar ja, dit is vir die wat dit daarvoor lief is, dit pas mooi met mekaar. Maar daar was 'n tyd, wat praat ons van 15 jaar, 20 jaar terug wat dit nou. Ja, Waterford het die heel eerste sjokolade en wynproe bymekaar gesit, ontwerp saam met Van Geeshou. Maar daar's vandag so groot aanbieding van verskillende goed wat mens met wyn kan proe. Daar's oesters en wyn, roomys en wyn, biltong en wyn, kaas en wyn. Die biltong is my gunsteling. Ek dink een van die baie slim planne wat 'n plaas gemaak het, is om te gaan kyk na hierdie klein goedjies wat jy by Woolworths koop. Ja. En hulle het 'n proe met wyn plus hierdie goedjies. So dit is maak daai ding van sê, okay, jy kan by Woolworths al hierdie goedjies gaan koop, maar dan gaan koop aan ons wyn, want hier is hoe dit by mekaar pas. Ons wyn pas by hierdie butternut sop, ons wyn pas by hierdie klein hamburgertjie. So dit is die ongelooflike ding van Stellenbosch is dat almal doen nie dieselfde nie. Ek dink ons is so groot streek dat ons werk goed saam, en om te sê, goed, hoe gaan ek nou hierdie plaas langs my komplementeer? Hoe kan ek en my buurman en die buurman een plaas aan, hoe kan ons 'n klein ekosisteem by mekaar sit? Die deel van inligting onder mekaar is ongelooflik. Ek bedoel soveel so, dat Bertus Bason ek en hy het altyd gepraat oor die wynbedryf. So hy het baie restaurante in Stellenbosch, ons werk baie saam, en hy het na my toe gekom eendag en gesê, Elmarie,
ons gaan nou 'n ding begin wat jy geïnspireer het, uit ons gesprekke uit, is samewerking. So die chefs van Stellenbosch het 'n beweging begin onderstok. Ons ontmoet, ek is die enigste non-chef wat daar is, so is my baie lekker om daar te wees. Ons ontmoet 1 keer 'n kwartaal om inligting uit te deel. En dit is een van die groot goed wat ons plase doen. Die wynmakers deel inligting, die broelokaal mense deel inligting. So dit is hierdie ongelooflike netwerk wat mekaar ondersteun. En dit is vir my ongelooflik lekker om saam met hulle te werk. Wat ek kan onthou reg in daai beginjare was die Stellenbosch voedsel- en wynfees, ook enige ander wynfees ver vooruit gewees en is altyd die eerste een kan ek spesifiek onthou, ek was nog op skool en dit was in die banketsaal. Dit is nie groot genoeg gewees om in die stadsaal te wees nie. Ek dink na 2 jaar is dit na die stadsaal geskuiwe. En daar was ook 'n organisasie, die Stellenbosch Fynproewersgilde, wat nou baie laat die dae klink in vandag se terme, maar hulle het al begin om tradisionele resepte en tradisionele kos amper so half te dokumenteer dat dit opgeteken is en hulle het 'n groot rol gespeel. Dit was nie die Stellenbosch wynfees nie, maar dit is eintlik die voedsel- en wynfees. En een van die standaard goed wat daar altyd was waterblommetjie bredi en is dit al winter? Medallion mushrooms het altyd 'n stalletjie daar gehad want hulle was in Stellenbosch gebaseer. En eintlik as ek dink waar die wynroete ontstaan het, wyn en kos word altyd gesien as wat saam gaan en wat saam behoort. En ek dink baie keer terug, die term wyntoerisme het nie eers toe bestaan nie. So ek dink die stigters het waarskynlik nooit gedroom eers daaraan dat die hele konsep sal ontwikkel tot 'n toerisme. Hulle wou net wyn verkoop. Ja. En mettertyd het die kos bygekom en ek dink die kaasborde op Delheim was wel vir die ysbreker gewees. En as jy vandag kyk, hoeveel restaurante, daar's meer restaurante as wynplase in Stellenbosch. En as jy na die aanbieding kyk, dis so ongelooflik verspreid en divers, maar as jy dikwels die top 10 restaurante wat aangewys word in Suid-Afrika, dis nie abnormaal dat 4 of selfs 5 van hulle op wynplase in Stellenbosch sal wees nie, van die top restaurante in die hele land. So Stellenbosch underplay waarskynlik die hele konsep van dat dit 'n geweldige, ook 'n hoofstad van wyn, maar ook veral van topgehalte cuisine. So dit ondersteun eintlik die wyn en ek dink dit was waarskynlik nooit deel van die aanvanklike visie gewees nie. Dit het natuurlik so ontwikkel wat 'n fantastiese toevoeging eintlik tot vir die toerist en die besoeker is. Ek wil net sê, soos een van die leiers van die Stellenbosch Fynproewersgilde hier in die ateljee, Amanda de Klerk wat agter die skerms hierso foto's neem. Sy praat nie, maar ek wil dalk vir jy moet vir ons iets sê van daai perspektief af. Hulle doen fantastiese goed, eet lekker saam. Net gefrig op daai noot, die roete het nou so half bietjie na die sentrale dorp toe ook beweeg met die Simon, daai aanbieding van verskillende plase, wynplase wat hulle eie ou baartjie het en van hulle wat fantastiese kos aanbied, wat jy by kan gaan sit. Ons het al so baie daar, stap jy op, mense sit op die sypaadjie, dit voel regtig soos die idee wat jy kry in Frankryk baie, van mense wat nie binne 'n restaurant, jy's buite en jy kan daai roete gaan en proe so wyn soos wat jy beweeg, Almarie. Ja, 100%. So ons het, ek dink in COVID se tyd het ons begin praat oor 'n sentrale wynproe lokaal in die dorp vir die wynroete. En dit het toe nou so gekom dat ons met Dani begin werk het, wat toe nou die Simon Wine Emporium opgemaak het, spesifiek vir daai doeleinde by die Waremark. En net toevallig ook by die Waremark, die enigste vonkelwyn wat jy daar kan drink, is Kaapse Vonkel. So dit was om daar 'n proelokaal op te maak, en dit is ook iets wat ek in Europa gesien het. As jy in Frankryk rondtoer in klein dorpies, is daar gewoonlik so 'n sentrale winkeltjie, waar jy die wyn van die streek kan proe en koop. En dit is min of meer waar dit begin het. Dit is 'n kommersiële besigheid vir hom, maar daar's ook net 'n paar meter verder weg is daar nog 'n plek met die naam van The Wine Glass wat dieselfde ding doen. So jy gaan sit daar, jy proe 6 Chenin Blancs byvoorbeeld, of 6 Sauvignon Blancs, of wat ook al jy wil proe, en daar's 'n goedkope reeks en 'n duurder reeks. So dit is regtig om mense wat in die dorp is,
want ons kry geweldig baie toeriste wat net dorp toe kom. Hulle gaan nie noodwendig uit buitekant toe nie. Ja. So hulle het ook die geleentheid om van hierdie wyne te proe en dan te koop. Een van ons baie gewilde events nou in die somer is byvoorbeeld die straatswaarai wat ons elke tweede Woensdag doen. En daar deurgaans is die terugvoer van plase af. Ek het die mense daar ontmoet, hulle die volgende dag na die plaas toe gekom en 'n boet vol wyn kom koop of 'n bestelling kom insit. As mense nie blootgestel word aan die gaan hulle ook nie weet van sekere wyne, want dit wat die winkel is nie verteenwoordigend van alles nie. Dit is presies. So baie om te verken. Ja, so in Stellenbosch, soos ek sê, soos baie gelukkig die mense oor die algemeen, ons werk saam in 'n gemeene doel en dit is om vorentoe te beweeg, om Stellenbosch as 'n premium wynbrand, maar ook as 'n destination te bevorder en ons werk vorentoe om te sorg dat ons toeriste kan ontvang, dat ons goeie diens lewer, dat ons goeie wyn het, dat ons fantastiese ervarings het. En dit is nie net kos en wyn nie, daar's baie ander goeders, segways, spas, fietsry. Ek bedoel daar is 'n klomp goed wat die hele ekosisteem opbou wat eintlik ongelooflik is. Almarie, ek gaan vir jou vra as die enigste dame tussen die mans om asseblief tog net vir Victor van die 21 kabels in te gooi want hy moet die volgende vraag beantwoord. En ek het die gevoel sy glas is leeg. Dat hy iets in sy glas het terwyl hy die vraag beantwoord. Victor, net in terme van Dellheim en hoe dinge verander het oor die jare by julle en jou gunsteling storie as jong man wie se pa hierdie groot gees was en jou maale wat nou hierdie hele beweging begin het, die roete het nou begin, hoe het dinge verander van 71, ek weet is nou moeilik, 55 jaar, maar jou gunsteling stories van daai tyd en hoe dinge vir julle verander het. Ja, ek dink in daai dae was die wynroete heel wat minder plase, nie baie om van te kies nie, so ons het in daai dae amper 1000 mense 'n dag gehad. 1000 mense 'n dag? Ja, en dit was, ons moes, die parkeerarea was tokkenbak vol en mense men probeer, maar die probleem was, die kaasborde was nie genoeg vir 1000 mense nie, so van die interessantste goedjies wat toe gebeur het, is my broer, wat 10 jaar jonger as ek is, hy het toe besluit hy gaan hotdogs verkoop. En hy het hotdogs verkoop vir mense wat nou by die restaurant moes omdraai, want hulle kon nie 'n kaasbord meer kry, want die restaurant is vol, maar voor hulle by 'n ander wine kom, wil hom ten minste iets eet. En hy het toe hotdogs begin verkoop, en hy het meer geld gemaak as ek en Nora gemaak het, in 'n dag waar hy net 3 ure gewerk het, en ons het 'n vol dag gewerk. Ek verstaan dit 100%. Ja, ek moet sê, jy kom nou van 'n ander plaas, of gaan soon toe begin by 'n hotdog. Dis as ek nou vir 'n hotdog. Ek is jammer ek het nie vir ons 'n kaasbord neergesit, ek moes dit miskien maar gereed. Ja, volgende keer waarsku my dan. Jou suster het al 'n hele fondue proe hier kom aanbied. En fondue kom maak in die atelier. Ek het die kaase, die hoeveelheid navrae wat ek gekry het oor presies watter kaase gebruik moet word, want dit is jy moet die regte kaas gebruik. Anders dan werk hy nie so lekker nie. Maar in terme van die infrastruktuur, ek gaan nou vinnig net gou by Frans aansluit. Frans, as 'n mens nou kyk na, soos ek gesê het, die paaie daar by julle en hoe Spier uitgebrei het en die verskillende wyne wat julle aanbied. Dit is regtig baie wyd. So kan jy vir ons 'n idee gee van die filosofie van Spier as deel van daai roete? En as ek noem dit weer eens 'n bestemmingsplaas, ek weet al die plase is 'n bestemmingsplaas, maar jy verstaan wat ek probeer sê, daar's so baie dinge. Jy kan omtrent heel dag spandeer op die plaas en dan jy nog nie alles gedoen nie. Ja, maar Lisa, ek dink as jy mens bietjie in die geskiedenis van Spier kyk voor my, ek was 'n student, dat ek by Spier op daai klippe onder die groot akkerboom gesit en kolombaar gedrink, of waar nou blank de blank. En fast forward 30 jaar, vandag is ons 'n wynbestemming, nommer 1. Maar die filosofie van Spier is om vir mense omgewing te skep waar daar spasie is, waar daar kalmte is, waar mense kan kom om heeltemal te ontspan en alles wat hulle graag wil hê in terme van kos en wyn baie hoë gehalte kan kry, jy weet. So vandag kan jy kom na ons nuwe opgegradeerde hotel toe. As jy nog nie was nie, moet jy 'n draai maak, waar mense kan regtig kom ontspan. Ons het die Kaapse plantegroei binne in die hotel ingebring. So as jy in die hotel instap en oral in die kamers is jy stap in 'n tuin. Dis 'n massiewe groot tuin. Ons het 'n lekker restaurant daar en dan jy kan pikniks hou en ons in terme van ons wynreeks, die wyn in ons glas, die 21 Gables, is die historiese konnektasie aan die 21 gewels wat op Spier is historiese. Ons het 21 historiese gewels op die plaas wat
volgens geskiedenis die meeste gewels op enige wynplaas is, jy weet, en gepas Chenin Blanc, wat vir ons 'n baie groot fokuspunt is, en dan Pinotage in die ander kant. So, en die wyn in die glas is die 2016, is 'n 10 jaar oue Chenin Blanc, en weer eens, as jy die wyn nou gaan proe en drink, en jy het nie die oesjaar gesien nie, en jy het die wyn saam met kos, is die ouderdom eintlik irrelevant. En ek dink, dis die motto al my jare as wynmaker, om wyn te maak, en vandag is die filosofie wat mooi braai suur het, wat kan goed verouder, wat energiek is, wat lekker is. En jy het 'n bietjie gevra oor die reeks. So ek dink in terme van grootte is ons 'n groot privaat wynkelder, maar ons fokus is kwaliteit op elke vlak, en ek dink vandag as ons wil suksesvol wees, enige wynplaas, moet jy uniek wees. Ja. Om seker te maak ons is hoë kwaliteit op elke pryspunt, maar ons staan vir, in my opinie, award-winning wines, nie noodwendig die prys of die accolade wat jy kry nie, maar 'n best in klas. Ja. So niks wat ons doen of aanpak is tweedehands of nie goed genoeg nie. Ons sal nie 'n produk in 'n bottel sit wat nie absoluut die beste is nie, en ek dink dis die eerste ding. Die tweede ding is, as jy na spier toe kom, moet jy, die enigste ding wat mense diferensieer of plekke diferensieer is die diens. As jy na spier toe kom, hopelik het jy 'n ongelooflike goeie ervaring met vriendelike gesigte, mense, want mense is alles. Ja. En as jy na spier vandag toe kom, jy kyk na ons demografie, ondersteun ons die demografie van die land. Ons fokus op omgewing. So dit wat ons op spier het, probeer ons uitrol in die omgewing, in terme van ondersteuning, skole, community projekte. En as jy bietjie gaan kyk na wat ons doen, bietjie gaan navors, is daar geweldig agter die skerm die impak wat ons op mense het, maar ook op omgewing. So, een ding wat ek geleer het by Spier en actually die mense wat dit besit, is dat ons is nie hier vir die kort termyn, ons is hier vir die volgende generasie, en ons praat nou van 55 jaar, wat 'n kort periode in ons leeftyd is. Miskien ons drie se 1,5 van ons generasies, maar die handelsmerke gaan nog vir 'n lang tyd voortgaan. Die landgoedere in die plase vir ons, die handelsmerke gaan vir nog baie generasies daar wees. Ja. En as jy so begin kyk na dit, dan moet ons seker maak dat ons opsit of reg maak om die volgende generasie 'n stepping stone te gee of 'n beter te los as wat ons was, jy weet. So dit klink nou baie dramaties, maar dit is absolutely 'n eenvoudige ding, jy weet. So vir my, om seker te maak ons fokus en probeer die beste van elke moontlike wyn maak op verskillende pryspunte, maar ook die wêreld van wyn is besig om stadig maar seker af te neem in verbruik, en so hoe gaan ons in daai rigting, laat ons seker maak ons vat ons kliënte saam, jy weet. So jy moet 'n kliënt bou, 'n kliëntebasis bou wat Johannesburg volg, jou storie volg. Die regte storie is nie 'n storie wat jy doen om bemarking te doen. Dit is hoe jy is, hoe jy jou wyn bemark, dis hoe jy lewe. As jy na Spier toe kom, sien jy hoe ons besigheid doen. Ons lewe wyn, ons lewe die omgewing, ons lewe mense, ons lewe diens. En as jy wegstap, moet jy sê, "Sjoe, ek het 'n lekker ondervinding gehad en ek gaan terugkom." Ek moet sê ons het onlangs vir Renée Groenewald in die ateljee gehad, en sy weet natuurlik van die tendenses is die van Woolworths en Swan, en ek vra vir haar, en sy het al die generasies wat hulle soek uitgelê, en die jongste generasie soek juis autentieke stories. Jy kan nie na hulle toe kom met 'n fabeltjie of 'n leentjie of hoe dit ook al sy nie. Hulle soek daai autentieke, hulle wil gaan in hierdie pragtige ou geboue gaan sien. En ek moet sê Spier is bekend vir, ek onthou jare terug het ons, jy vat toeriste soheen toe as jy wil weet vir hulle bobotie wil voorsit en tradisionele kos wil voorsit, en die verf vriende vir my het nog getrou. Hoe lank is dit nou terug? Seker al 25-20 jaar toe daar getrou, en mense se gesig word geverf met die wit verf by Moyo. Ja, so baie bekend ook vir kuns en vir kultuur en vir die feit dat julle handgemaakte goedere van plaaslike mense ook daarso verkoop het. So dit is hoe ek ook altyd verspier onthou. Ja. So my interessante storie, toe ek vir my eerste onderhoud gaan bespier, jy het vroeg in die program genoem my aksent van ek kom. My eerste onderhoud was agter in die Jonkershuis wat 'n Kaapmaleise restaurant was, wat Tannie Santi Joubert, oom Niels se tweede vrou, bestuur het. Sy was actually nog daai jare betrokke. Maar ek het my eerste onderhoud daar in die Jonkershuis restaurant gehad, omtrent so 1/2 uur in die
gesprek het met Dick Enthoven, het ek vir hom gesê, my English is now done, en hy het polite oorgeskakel Afrikaans toe, en 'n halfuur later het ek werk gehad by Spier, jy weet, so, tot vandag toe is ek en Tannie Santa, elke keer as sy my sien, en sê sy my, Fransie mag nie vir my sê Tannie nie, Sant, my naam is Santa. Het ons goeie vriende, ek het ewen vir hulle gilde, 'n klomp jare terug, so 2 jaar wyn gemaak, onder hulle eie handelsmerk, net so 'n vat wyn of ietsie. Frans, ek wil jou nie onderbreek, maar omdat ek het nou oud genoeg om 'n langtermyn geheue te hê, maar oom Neil Joubert was regtig nou een van die voorlopers gewees. Hy het die plaasspier geweldig ontwikkel in die ou Kaapse-Hollandse geboue gerestaureer en so aan, wat moes 'n fortuin gekos het, want daai tipe, jy kan nie net bou en breek soos jy wil nie. Toe het hy die Jonkershuis restaurant oopgemaak, en daai tye was daar nie noodwendig soveel hoë klas restaurante nie. Nou daar was 'n baie, seker die eerste celebrity chef wat ek kan onthou, was 'n ou in die naam, ek weet nie of ek sy naam op die lig moet noem nie, maar Etienne Bonthuys, maar hy het 'n restaurant in die Parel gehad, wat nou seker soos die La Colombe en die plek se naam was Rosenfontein. Dit was op 'n vlak wat niemand nog gesien het nie, maar nou kom hy na die Jonkershuis toe, nou klaar oom Neil by my pa, nou sê vir hom, nee man, die chef, hy vat 4 skaapboude, nou gooi dit in 'n pot, nou kook hulle vir ure lank, nou gooi hy die skaapboude weg en maak hy 'n sous van die res. Jene. Nou, hoe gaan die besigheid betaal? Want 'n skaapbout in daai dae was 'n duur oefening. So dit was die sin vir humor wat hulle so onder mekaar gehad het, en ek dink mekaar maar lekker altyd gespot, veral Victor se pa. Ek dink hy het soos hulle sê in Engels, 'n wicked sense of humor gehad. Dit was die tipe vriendskap wat daar was onder hulle, dit was eintlik fenomenaal. Ek wil net gou vinnig sê met die wyn voordat jy uitbrei, Frans, sluit asseblief op aan. Ek weet nie, is dit 'n blomme dag, want ek proe nou droewors in terme van 'n tipe van spesery wat ek optel, maar jy weet, Bubbles was hier gewees vir 'n proe en hy het al die verskillende glase gebring, en ek dink nie hy sou happy gewees het met my koppie waar ek proe nie, so miskien het die koppie dit beïnvloed, maar ja, dit is definitief daai basis. Ek dink Spice of Krye is pertinent in die wyn. Dis 'n 10 jaar ou wyn, dis 'n Droland wingerd wat in die 40 jaar oud is, so, en na 10 jaar, die wyn se kleur is nog mooi. Hy begin onder hy weg van daai citrus tones, meer van daai spicy, en dis maar 'n tipe evolusie wat gebeur normaal. Jy het vroeër genoem van kuns, en ek dink een van die groot ander pilare van ons is verseker kuns en die impak van kuns op mense se lewe. So as jy na Spier toe kom, kan jy kuns in al sy formate sien. Ons het die Kruidhof reeks wyne wat gekoppel is aan die Kruidhof Blok. As jy na ons proelokaal toe kom, kan jy sien die klomp Kruidhof Bloks wat daar is. En dan het ons visual arts, die groot beelde en baie performing arts, jy weet. Binnekort begin ons met die light art show, mense kan kom om lewende kuns te sien. So deel van ons, en deel van Spier se DNA is om kuns deel te maak van kos en wyn, want dit is actually so deel van mekaar, jy weet. Nee, definitief. Dit is 'n kuns. Jy kan nou dalk sit met jou resepte of met jou kennis en so, en op die ouend is dit 'n kuns om wyn te maak. Jy moet daai wyn is soos om 'n babatjie voel ek altyd al groot te maak. Jy moet weet wat het hierdie kind nou nodig. En om vat soos wat dit gaan nou met die oes byvoorbeeld. Frans, jou gunsteling storie so van die ontwikkeling van die wynroete, of dalk maar net van Simonsig in die algemeen. Dalk ek weet nie of jy boereworsraals of jy iets soos dit verkoop het om geld te maak apart van die wyn, nie boereworsie. Wat was dit net gewone? Dit was net gewone hotdogs geweest wat Victor se broer verkoop het. Wat is jou gunsteling storie? Ja, weet jy, ek dink ons is 'n familiebesigheid wat nou in ons 3de generasie is van 1953 toe my pa daar aangekom het en deur die groeiprosesse. So ek dink ons aanslag was altyd ons wil die mense verwelkom met 'n bietjie van 'n huislike Bolandse gasvryheid. Ek dink die mense wat van ver af kom het altyd die idee van die Boland met sy wynkultuur en wat alles daarmee saamgaan in die familiebesigheid. So ons is nog steeds familieoperasie. Dit dink ek is een van ons uniekhede en ons miskien dieselfde soos by Delheim is eintlik 'n kategorie wat besig is om 'n rariteit te word.
So ons probeer die mense welkom te heet en te laat voel hulle is nou in die Boland, en ek dink die Boland het 'n baie spesifieke kultuur, as 'n baie ryk geskiedenis, en die mense kom om dit te ervaar. So ons het daai gevoel van hier word wyn gemaak, dis eintlik ons lewe, dis ons passie, dis ons leefwyse, is 'n lifestyle, en ons probeer dit met die mense deel om die entoesiasme vir wyn te kweek, en ek dink die gebruik van wyn is vir ons soos 'n leefwyse. Ek kan onthou as 'n kind, my pa was baie begeesterd met wyn, en daar was baie middagetes of aandetes wat hy 5 of 6 oop bottels langs die tafel gehad het, omdat hy was altyd so entoesiasties. So die klein glasie wat Frans na verwys het, dit was presies soos ons mee groot geword het. So dit was eintlik deel van die tafel, deel van die spyskaart, en my ma was 'n uitstaande, sal ons maar sê, 'n kok. So ek het groot geword met goeie kos en die wyn daarmee saam, so dis 'n geweldige voorreg. Een van my baie goeie herinneringe gewees. Nou ek was nog 'n klein seentjie op skool, ek seker nog laerskool. Nou Saterdagmiddag was tennis gespeel deur my pa en ma, so hulle is weg. En dan hier 3 uur op 'n Saterdagmiddag, dan klop mense aan die huis se voordeur. Hulle wil 'n wynproe hê. En dan by dit nog is hulle Engels sprekend. En dan sê hulle maar, kan hulle nie die kelder sien nie. Nou ek het my pa se groot bos sleutels gevat, dan sluit ek die kelder oop en ek doen 'n volledige wyntoer in Engels, terwyl ek nou nie baie Engels agtergrond gehad het nie. En dan kom hulle by die proefkamer wat basies so groot is soos hierdie ateljee, en dan doen ek 'n volledige wynproe met hulle. En dan kan ek nie wag dat my pa by die huis kom, en dan sal ek vir hom sê, nou daai dae was die wyne nou nie duur nie, jy weet. Ja. En dan kan ek nie wag om vir hom te sê, maar ek het R40 se wyn verkoop nie, maar dit is eintlik waar ons begin het, so ja. Dit is regtig binne in jou bloed, ja. Binne in jou DNA. Ek wil net sê, ek weet nie wie dit moeiliker gehad het nie, want ek en my suster, toe ek dink ek was 7 of 8, antwoord die telefoon, niemand is by die huis in die aand, en dan sit 'n ou wat in krisis is en het ernstige sielkundige hulp nodig, dat ons maar die Bybel gaan haal. Daar's nie goed so selfone nie, ek weet nie waar my pa te bel, huis besoek, my ma is nie by die huis nie. Dit is 'n verskriklike ding, ek weet nog steeds nie wat van daai persoon geword het nie, maar ons het ons bes probeer. Jy's geforseer eintlik om beter te raak, veral met die Engels. Ja. En as 'n mens vandag kyk, dis so internasionale taal, dit was eintlik 'n geweldige bate en 'n aansporing gewees. Wat was jou ma se gunsteling kos toe jy 'n kind was? Een van die goed wat ek kan onthou, kyk, en sy was geweldig selfkrities om 'n regte goeie soufflé te maak. Dit is nie in almal se broek nie, en ek dink dit was omtrent die laaste kere wat ek nog soufflé geëet het, wat nie plat geval het of wat ook al nie. So nie sê dit was 'n gunsteling nie, maar ek dink dit was net vir my altyd in retrospek 'n bewys van hoe bekwaam en hoe vaardig sy was. Maar natuurlik, daar's goed wat ons vandag nog eet, soos waterblommetjie breedie, smoorsnoek, en daai tipe goed. Deesdae praat hulle van comfort food, maar dit was die tipe van goed wat ons eintlik tipiese Bolandse Kaapse kos waarmee ons groot geword het, 'n reuse voorreg. Amri, jy wou aansluit by Johan? Yes, dit is so ongelooflik lekker om hier te sit en almal se stories te hoor. So ons het nou op die 5 jaar terug ons 50-jarige viering gehad, en dit het ek op 'n missie gegaan om stories bymekaar te maak, en ons het geweldig baie gepraat oor dit. En daar's hierdie storie, en dit is nou heeltemal, ek dink miskien praat dit oor die innovering of die innovasie, die tenacity van wynboere, is om te sê, hoe help ons mekaar? So hierso maak hulle nou hulle eie wyn, daar is 2 biere, dit is Delheim en dit is Simonsig. Simonsig het een of ander dryfsoort, ek weet nie wat dit was nie, 'n Woerdstraminer of iets, wat spesiale toerusting nodig gehad het om te pars, om te pres. So toe pluk hulle drywe. Nou dit is in die tyd, dit is in daai vroeë 70s, waar jy jou drywe aan die groot kellers gelewer het, jy mag nie mekaar help nie, daar's niks van dit nie. En toe pluk hulle die drywe, ek weet nie, in die aand,
in die middel van die nag of laatmiddag in die aand, ry hulle met die trekker vol druiwe Dalheim toe, want hulle het 'n pres wat dit kan verwerk. 'n mandjie pers. 'n mandjie pers, die hele nag werk hulle aan hierdie sap, om nou net die sap uit die korrels uit te kry, klim die oggend vroeg, sê maar voor 6 of wat ook al, nou terug, hulle is nou op pad terug Simonsig toe, want die sap moet nou terug. Maar hulle doen dit in die nag, want dis teen die wet. En net toe hulle, ek dink by die R44 of ergens aankom, by Morati kom, hier sit die polisie vir hulle en wag. Oei, jene. Dis eintlik 'n wynpolisie geweest. Dit was Die wynpolisie. SA polisie. So daar's baie sulke ongelooflike stories. Dit is net So oom Frans en my pa se nickname was toe Night Riders. is dit. Dis ernstig. Night Riders. Dit was so my tweede pars as wynmaker gewees in die vroeë 80s. En dit was Edelhatus of Nobelheid Harvest. En ons kon nie die rosyne pers op 'n manier nie, want ons het nie die toerusting gehad nie. So ek het die proses geërf by my voorgangers. En dit was nou maar die praktyk. Ons laai alles in 'n tank en dan ry ons dit na Dalheim toe. Ons laai dit in die mandjie pers. Ons gebruik hulle pers, vat die sap en die droë doppe weer terug en môreoggend het ons nou ons Ja, en niemand weet van 1000 beter liter edellaatoes en ergens moes die storie moes uitgelek het en toe die amptenare van die wyn van oorsprongstelsel wat nou maar die stiekertjie op die nek van die bottel is, moes gehoor het daarvan. Maar omdat ons 'n landgoed is, moet al die prosesse op die plaas plaasvind. So ons het geweet, dis nie heeltemal wettig nie, maar ons het gedink is nie so ernstig. My pa het toe eintlik op die ouend gaan skuldig pleit namens ons jong wynmakers dat ons hom nou nie met 'n rekord sit nie. Maar dit is eintlik so deel van die amperlik sê die mitologie van hoe ons begin het in daai dae. Kostelike storie. Fantasties. Ons sluit met ons laaste wyn af. Dit is 'n ikoniese Bordeaux versnit 2021. Julle maak hom net in goeie jare. Victor, vertel vir ons asseblief van die Grand Reserve. Ja, so die Grand Reserve is eintlik meer 'n Bordeaux staal as wat dit is versnit is. Kevin Arnold as wynmaker was destyds, ons het nou al alles gedoen op Dalheim wat jy amper kon, van Spatsendrek, wat 'n soetwyn was wat die lelikste etiket in die wêreld gewen het, 2 keer met die mossie op die vaatjie, en toe die pinotage glad gekom het, toe was daar te veel pinotage drywe, toe het Otto Helme vir my pa sê, kom ons maak 'n rosé. En dis toe waar die rosé begin het, as pinotage rosé. So ons was die eerste pinotage rosé in Suid-Afrika. Okay. Die eerste rosé is Lanzarak. Toe het ons die eerste witwyn, droë witwyn gemaak in Suid-Afrika. En as jy dit kan jy nog onthou wat daai wyn was. Was 'n herenwyn genoem. Sjoe. Ons as Dalheim het gekom van 'n plek van Spatsendrek in die 50s en so aanbeweeg, en so het jou wynstyle ook verander in die cultivars. In die ou dae toe my pa die was die baie Duitse cultivars gewees. Wat ons gou besef het, die goed gaan nie werk nie, so ons moet ander cultivars gebruik wat beter in ons terroir in pas. Ja, so toe het ons het droë witwyn, ons het rosé gehad, ons het die Edelspad storie het jy nou by Johan gehoor. Ons het die goeders gedoen en toe kom die rooiwyn revolution en ons moes iets doen om weer eerste te wees of ten minste te kan wys ons kan ordentlike rooiwyn maak. En die storie was my pa toe vir Kevin Arnold wat ons wynmaker toe was gevra, maar gaan kyk 'n bietjie in Bordeaux, hoe maak hulle hierdie Bordeaux styl wyne, en die Franse wou nie van baie help nie, of hulle het gesê hulle verstaan nie wat hy sê nie. En hy is toe van daar af Amerika toe, en toe hy daar in Amerika het hulle vir hom vertel nou van hierdie klein vaatjies wat jy moet gebruik en so en so en so, en dis hoe dit werk. En teruggekom het my pa gesê en gesê, alright, kom ons doen dit. En ongelukkig was Meerlus was die eerste Bordeaux staalwyn wat gemaak was. Rubicon. Ja, in Rubicon 1980. So ons kan daai in die claim as die eerste nie, ongelukkig, maar ons was in 81, so 'n jaar later. Ja, en Grand Reserve kom van daai daar af. En dit was omdat ons toe begin die cultivars plant wat in ons terroir inpas. Ons het die plaas Veracruz plaas gekoop in 72 en my pa het gesê die eerste 5-ster rooiwyn wat hy maak van daai plaas af, gaan hy Veracruz noem. En dit was toe Shiraz wat 'n 5-ster gekry het. Nou Veracruz beteken Vera, my ma,
en Cruz die kruis wat sy moes gedra het om met hom getroud te wees oor die jare, in die moeilike jare, en hy het gedit in honor of her. Ja. So Dalheim is in honor of Delhi, wat Dalheim begin het met my pa, en sy is oorlede, en my pa het die naam verander van Driesprong na Dalheim, Delhi se tuiste, en Vera Cruz. Die mans op ons plaas het nie sulke honors nie, ons moet maar net ons dinge doen, maar die dames is daar, en Grand Reserve was van 81 af ons Borstal wine, ons flagship wine wat ons maak, en soos jy sê, as daar jare is wat dit nie werk nie, maar wat nice is met 'n Borstal wyn, jy kan altyd 'n bietjie blend. Jy het jou sout en peper variëteite wat jy kan ingebruik, en dan kan jy so naby kom as jy wil. So wat is die wyne wat daarin is? Ek mag dit versnit noem. Ja, ek het nou 21 gebring. Ek het nou nie gebring wat die ander hier gebring het van 15 nou uit nie. Nee, dis lieflik. Ons wyne is almal uitverkoop, so ons het nou net arme jy. Fyn brek. Dis nou 'n bietjie fyn werk. Maar as ek geweet het, sou ek graag 'n 15 wou gebring, want dit was 'n baie goeie jaar vir Grants. Maar ja, so die variëteite verander elke jaar. Hier is meestal Cabernet Sauvignon, want dit is die variëteit wat goed doen, en dan die Petit Verdot, Cab Franc, Merlot, en so dis 'n stylwyn, dis nie 'n Boris versnit soos dit moet wees met al 5 altyd nie. Ek moet sê, ons het bietjie van die wyne geproe ook, nadat Nora ook hier was, toe bestel ons 'n boksie, want sy gee toe vir my, ek dink 'n bottel van die Cabernet. Ek probeer met die program elke week ook doen ek 'n wyn van die week, en ek probeer altyd wyne van verskillende vlakke in terme van finansies vir mense weergee. Die eerste wyn was 'n Chateau Libertas, jy weet wat ek bedoel. So ons probeer bietjie dit doen, en ons het so baie van daai Cabernet op 'n stadium gedrink, want dit is regtig, ek noem dit nou nie as 'n teenstelling daar nie, die Grand Reserve, gaan koop hom en geniet hom. Ek sê altyd ons betaal klaar te min vir Suid-Afrikaanse wyne, maar as jy 'n bietjie van Dalheim wil proe en jy is nog 100% seker nie, daai cab is vir my is nog steeds 'n baie lekker wyn. So ek kan nie onthou wat die jaar dit was nie. Is dit die 21 ook? Kan wees, was kan ook 'n wees. goeie Ja. Maar ek so is so 'n mengsel gekoop, maar 'n keer 'n maand, en ek kan nie meer bekostig nie. Ja, jy sê so. Cabernet kan ek 'n bietjie meer drink. Ja nee, ek sê vir jou, dit is daarvan kanonkop hoor ek ook. Ja, ons drink die Cadet by die huis, want ons kan nie iets meer, en dan dink ek, sê jy maar. Frans, as jy 'n wyn was, watter wyn sou jy wees? Matelies, dis 'n interessante vraag. Dit sal 'n witwyn wees. Nogal. Hoekom so? Alhoewel ons maak ook 'n Bordeaux styl rooiwyn in die Franske Smit en in die Kruideblok 5. Maar ek drink as persoon definitief bietjie meer witwyn, en ek dink met verloop van ouderdom was dit baie meer Sauvignon Blanc, en deesdae is dit probably meer Chenin Blanc. So as ek 'n wyn sou wees, sou dit seker Chenin Blanc gewees het. Bietjie verouder natuurlik, so klein bietjie of Ja, okay. Ja. Wat is die beste Chenin wat jy nog ooit gedrink het wat nie joune is nie, of Spiersen is nie? Dit kan dalk ek dink die Johan onthou, maar hulle het 'n Chenin gemaak wat 'n effens hoër suiker gehad het. In die beginjare was Chenin 'n single variety genoem duurder Chenin Blanc, wat ek verskriklik baie van gehou het. Maar van die ouer Chenins wat ek gedrink het, niemand het regtig gefokus op Chenin 20 jaar terug nie. Ja. Almal het gefokus op Chardonnay. Ons het gepraat van die eerste Chenin wat bietjie famous geraak het, was Steenhout, net af in die pad waar jy bly, Johan. En so dit is miskien een van die ouer Chenins wat ek gedrink het. Ek het die voorreg gehad om vir hom Stevie Smit te ken van Koopmanskloof. Hy was ook in die mix van julle paas gewees. En hy het in sy kantoor onder is haar lyk gewees, het stap jy in sy kelder in, jy weet, hy het so 'n lekker groot kelder onder sy kantoor gehad. En daar het ons as studente, hy was baie goed vir jong mense gewees. Ons het nie geld gehad en kom as so dan maak hy vir ons interessante wyn. En daar het ek ou stene geproe, wat vir my amazing was. Ek praat van die 94, 95 toe ek nou studente was. Johan, as jy 'n wyn was, wat sou jy wees? Ek het nou 'n bietjie tyd gehad om te dink terwyl Frans praat, maar ek dink deur my loopbaan 40 jaar het ek deur sulke fases gegaan, maar as ek nou moet sê, sou ek sê Cabernet Sauvignon is vir my eintlik die variëteit wat my fascineer, en die rede daarvoor is eintlik dat Stellenbosch het die besonderse voorreg om regtig die top Cabernets in Suid-Afrika te maak. Iets wat miskien in die verlede nie soveel fokus gehad het nie, en miskien nie soveel erkenning gekry het nie, want
Stellenbosch kan werklik soveel verskillende wyne op 'n baie hoë vlak doen, maar daar's geen ander streek wat waarskynlik soveel eienaarskap het van Cabernet nie, maar daar is soveel eienskappe van Cabernet wat vir my persoonlik tot my spreek, en dit is die feit dat dit begin eintlik as, soos ek sê, as 'n jong man taamlik ferm, robuust, sterk tannine, ruggraat en struktuur, gebou eintlik vir die lang pad, maar soos tyd verbygaan, dink ek, kom daar soveel van die dieper geure in die vrug met tyd saam na vore. Ek sê altyd Cabernet is soveel fasette, soos 'n diamant wat 54 vlakke geslyp word. Jy kan dit uit soveel hoeke uit benader, en ek dink uit elke hoek sien jy iets anders, en ek dink dit is iets wat 'n mens altyd bly fascineer in wyn, soos 'n huis met baie kamers. En ek dink die ingewikkelde, ek sê dit nou nie uit my uit persoonlik nie, maar eintlik as 'n kultivar, dit praat eintlik met jou. So ek dink as 'n wyndrinker fascineer dit my. Ek moet sê dit, as ek moet kies, is dit ook vir my Cabernet, want ek voel altyd so of dis 'n, ek dink ek is 'n vreeslike op en af mens, soos redelik konstant. Jy weet, jy kan so 'n bietjie gooi, maar daai rugsteen, daai tannine voel vir my altyd soos daar's 'n, jy kan dalk 'n bietjie wissel en ontwikkel en so, maar daar's 'n konstante ruggraat. Victor? Marties, ek het nou genoeg tyd gehad om te dink. Die storie wat my pa altyd gesê het, ons was een van die eerste wynkelders wat dames wynmakers gehad het. En een Brenda van Niekerk wat by ons was vir jare, ook van, ek dink sy kom al van jou wêreld in die sloot, wat langs die stoot of wat? Brenda baie goed, ja. Ek weet nie presies waarvan sy kom, maar sy kan dalk 'n Noord-Kaap kind wees. Uppington girl, ja. Appington of Keimus. Ja, so my pa het altyd gesê, jy weet, die dames het nooit 'n gunsteling wyn of 'n kultivar nie. Hulle is soos hulle kinders, hulle kyk na almal equally well. Maar die mans het altyd 'n favorite. En dis waar jy moet oppas, want hulle kyk jy altyd na die wyne wat nie die favorite is. So as jy vir my moet vra, ek is meer 'n wingerdmens as 'n kellermens. Ek het baie met tyd in die wingerde spandeer. Dan leer jy ook 'n wingerdstok ken en 'n kultivar ken op 'n ander manier. En omdat Delham eintlik baie interessant is, dat ons bo teen die berg tot 400 meter bo kan wingerd plunk, en dan op die ander plaas gaan ons af tot op 200 meter. So ons het verskillende terroirs wat verskillende kultivars kan ryp maak. En ons is vir hierdie jaar vir eerste keer dat ons wynmakers met 'n wyn vorendag gekom wat ons nie gedink het ons het nie, en hulle het dit gemaak en toe vir ons vertel wat hulle gemaak het. Ek dink nie daar is so 'n wyn wat al ooit gemaak is, daar is 5 kultivars. Elke kultivar is 35 jaar en ouer die wingerdstok. Sure. En dis 'n blend, 'n versnit. Dit is die ongelooflikste wyn. En daar in die wyn is daar Muscat, Colombar, Sauvignon Blanc, Rhine Riesling en so Wat daar's van- Chenin, nou is dit Chenin die laaste. Dis hy, wat ek goed. gesien. Dis die ongelooflikste wyn. Die kultivar wat die eintlik die meeste impress het of iets gedoen het daai wyn was die Colombar. Sjoe. En ek dink ons onderskat Colombar. Ek dink nie in Colombar is daar nog 'n wynplaas teen die Simonsberg wat 'n Colombar wingerd het nie. Nou die enigste rede hoekom daai Colombar het nog op Delham, as jy inry by Delham in die parkeerarea aan die regterkant staan 'n Colombar, die Colombar wingerd. Dis die mooiste stokke. Daar's nie dooie stokke nie. Hy draai elke laar mooi. Hy gedra homself ongelooflik mooi en maak die mooiste druiwe met die lekkerste suur, die lekkerste vrug, alles. En hy dra goeie oes, want Stellenbosch is ons gelukkig is om 4 ton hektaar te kry, kry ons Colombar 12, 13 ton hektaar. Sure. En dit was altyd 'n 6 hektaar blok van die parkeer tot bo. Toe my pa oorlede is, voor hy oorlede het hy gesê ons mag nooit daai blok uittrek nie. Bewaar ons siel as ons ooit daai blok uittrek. Slim. En ek en my suster het toe gesê, ja, ons kan nie met die hele blok lewe nie. Ons vat net die helfte van die blok ten minste uit. Dit is die slegste deel wat bo is uitgehaal en die onderste deel gehou. En my pa was reg. Hy het gesê, daai ding is soos jou beste sout en peper wat jy ooit kan hê in jou kelder. Ons mag in Suid-Afrika 15% as ek reg kan jy iets insit en jy kan nog altyd dieselfde kultivar gebruik. En ek dink ons moet meer met sulke goeders werk, en as dit die eerste keer is wat ons so wyn in Suid-Afrika gemaak het, wow. Colombar is op die oomblik vir my as kultivar, nice, maar ja,
Maar hulle vra altyd vir my, which is your favorite cultivar, which is your favorite child? I love them all, but I don't always like them equally. So kan ek sê dis die middelkind wat balans bring tussen die res. Ek amper so gevoel. Jy praat dus van die vroue wynmakers. Ek het nou letterlik vandag terwyl ek nou met julle gesels voordat ek met julle gesels het 'n video geplaas op TikTok met die 3 vroue wynmakers waar ek sê tong in die kies, hoekom dink julle is vroue wynmakers dalk beter wynmakers as mans? En TikTok het dit geflag en gesê dis teen community guidelines en ek moes dit verwyder. Ek weet vir julle sê dis so sensitief die sosiale media is, maar ja, nee, dit wat jy nou gepraat oor die geduld en ek moes dit ek gaan dit nou hou, maar nee, TikTok het nou hierdie ernstige reëls, het hulle nou wragtig sensitief raak oor die feit dat ek 'n grap maak en sê, weet hoekom dink julle is vroue wynmakers beter, maar ek het nogal gedink dis baie vreemd. Almario sluit af met jou gunsteling as jy wyn was, wat sou dit wees? Okay, so wat Victor nou net gesê het, is absoluut 100% waar. I am a shapeshifter. So ek begin in die oggend met Kaapse Vonkel. Ek doen mid-morning 'n bietjie Pinotage Rosé van Dalheim. Lunchtyd doen ek 'n Chardonnay van Simon Sig. Dan aandete, ek is baie mal op die oomblik oor die Creative Block 3 van Spier. En daar is nou gaan ek myself van die drink jy nie Dalheim nie? Ja, ek is op pad toe. Ek het mos nou gesê die rosé, die Pinotage Rosé. So dit is soos moeilik om een ding te kies. Ja. En ek is ongelukkig een van daai ons voorsitter sê altyd fokus. Maar ek is nie dit nie. Ek het 130 kinders. Ja. Ek moet almal lief wees en ek is lief vir almal want daar's iets spesiaal. Almal het hulle eie unique selling points. Almal het iets wat ongelooflik lekker is en dit hang af van waar jy is. Ek sal nooit kan kies nie. Ek sou seker sê ja, wit meer as rooi, maar ek bedoel daar is niks so lekker soos 'n goeie Cabernet of 'n goeie versnit of 'n lekker Shiraz of 'n Pinotage. Simon Sig se Cape Blend is ook een van die lekkerste. Ek dink is dit die Frans Milan, nee. So daar's net so ongelooflike skatkis van wyne. Dit is vir my onmoontlik om net een ding uit te lig. Ja, selfs tussen wit en rooi. Onregverdige vraag om in elk geval vir jou te vra. As jy hoor van die roete, dit is 'n verskriklike ding om kwyt te raak. Ek wil nog baie vra julle maar ek moet die nuus begin voorberei. So dit was maar ons sake agter mekaar kry. So ek wil vir julle baie dankie sê. Daar's nog so baie om te bespreek, maar moenie hier stop met hierdie Bekbazaar nie. Gaan na die plase toe, gaan gesels. Daar's nie 'n enkele dink ek rigting en loopbaan in die wêreld wat so graag met jou wil deel wat hulle doen en die stories en die geskiedenis as wynmakers nie. En die wynbedryf, baie geluk weer eens met die 55 jaar. Johan, ons sluit af met jou. Wie Marlies, terwyl ek nou die hele tyd hier sit, dink ek iets waarvoor ons osself nooit krediet gee nie, maar as in my beginjare as ons Frankryk toe gegaan het, dit was amper onmoontlik om in 'n kelder in te kom. Ons het baie keer ingery by 'n plek, die groot chateaus van Bordeaux, en dan kon jy letterlik so half deur die vensters loer, hoe lyk dit in die kelder. Dit was amper onmoontlik, hulle was nie oop vir toeriste nie. Toe kom Suid-Afrika met 'n wynroete en almal is welkom. Stellenbosch se wynroete, ons is eintlik net 3 dae van 'n jaar wat ons nie oop is nie. En ons het 'n praktyk van die 80s af, elke jaar kry ons interns wat jong wynmakers is en dan kom spandeer hulle 'n oes by ons, hulle kom pars hierso, dan gaan hulle terug en ons het 'n invloed op daai jong mense en hulle kom sien hoe ons is regtig oop en verwelkomend. En ek sê nou vir jou, ons het die leiding gegee, nie net vir die ou wêreld soos Frankryk en Duitsland, maar tot ook in Kalifornië, die feit dat wyntoerisme nou 'n wêreldwye ding is, ook Australië. Ons het nie die voorreg gehad van die groot beroemde reputasies van die Franse nie. Ons moes hard werk van die grondfase af om eers 'n volgelingskap op te bou en mense by ons. Dit moet vir hulle lekker wees om op 'n wynplaas te. En nou as jy in Frankryk kan, jy kan in die heel belangrikste kelders, as jy bel en sê ek wil 'n afspraak hê, dan is die deure oop vir jou. En ek dink ons uit Suid-Afrika en beginnende by die Stellenbosch se wynroete het 'n reuse rol daaroor gespeel. Ek dink ons gee onsself krediet nie, maar ek dink ons het tog iets daarmee tot stand gebring wat nou oor die hele wêreld die norm is.
Julle was net nicer en minder elitisties. Kom ons sê dit nou maar nie direk. Dis hoe dit vir my voel in elk geval. Maar weer eens baie dankie, julle baie geluk met die enorme taak wat julle natuurlik ook het om die bedryf vorentoe te neem. En ons weet dis 'n moeilike tyd daarvoor, maar ons sal saam die goeie geveg veg. Julle baie geluk, 55 jaar. Almarie sterkte met Cheers. al die maniere. Dankie julle, baie Cheers. dankie. Kan ons die nuus luister saam met jou? Jy's welkom. Baie dankie weer eens aan my gaste en ek sluit af met vandag se wynfeit vir die week. Hammurabi die 6de, Amoritiese koning van die ou Babiloniese ryk, het 'n aantal wette wat algemeen bekend gestaan het as die Hammurabi-kode. Die hoogste straf vir oneerlike wynverkopers was om in 'n rivier verdruk te word. Daarmee groet ek vir die week se Die Reine Wynheid. Onthou, luister gerus na die ander episodes indien jy nog nie almal van geluister het nie. Stuur vir my e-pos as jy saam wil gesels. brink@rsg.co.za. Sê vir my wat jou gunsteling wyn op hierdie stadium is en ek sal graag daaroor wil gesels. Tot volgende keer, totsiens.